Oké mense, ons gaan aan met saam prep. Ek wil nou gou vandag praat oor ehm wat maak jy met jouself? Kom ons sê nou, ek gaan gou net so vinnige scenario skep. Kom ons sê jy eindig op, jy moes onttrek uit die area wat jy in bly. Jy besluit jy gaan by jou oom wat daar bo in een of ander bergreeks bly. En jy gaan nou daar bly en jy eindig daar op. Jy met jou hele familie en nou is daar nou 'n mate van rustigheid. Die moeilikheid is nie noodwendig verby nie, maar daar's 'n mate van rustigheid en hoe behou jy normaliteit? Nou ek het nou vroeër 'n video gemaak om spesifiek te praat oor hoe maak jy met jou gesin, jy weet met die onmiddellike situasie. Hierdie gaan nou 'n bietjie verder in die latere tye aan. Nou hier's wat ek sal voorstel. As jy nou by jou oom opeindig of by jou oupa of wat ook al en jy's nou op sy grond, kom ons sê dis 'n plaas en of is net 'n stuk grond, maak nie regtig saak nie. Hier's wat ek gaan voorstel vir jou. Gebruik jou oorlewingskennis wat jy nou opgedoen het oor die jare. En kom ons sê jy het nou met 'n tent daar opgeëindig, maar jy weet mos nou maar die tent gaan mos nou nie hou vir die volgende jaar of 2. Ons weet mos nou nie hoe lank gaan die goede aanhou nie. So nou moet jy begin kyk om vir jou 'n meer permanente jy weet plek op te sit waarmee jy kan bly of waar jy kan bly. Jy wil kyk om miskien iets soos 'n toilet vir jou op te sit of dit nou 'n long drop of wat ook al is. Hang nou maar af wat is op die plaas of op die plek waar jy is ensovoorts. En dis vir my belangrik dat jy soort van na die tipe dinge begin kyk en dit ook dan nou van daar af hanteer. Maar hier's nou eintlik wat die boodskap wat ek wil oordra vandag. Jy moet pasop om vir jou te groot mikpunte te stel. Veral as jy nie noodwendig die kennis het om baie van hierdie goed uit te voer nie. En wat ek daarmee bedoel is, nie almal van ons is bouers nie, nie almal van ons is argitekte nie almal van ons verstaan presies hoe sekere goed moet gebeur nie. En dit is maar regtig so. Of dit nou iets is te doen met loodgieterwerk of elektrisiteit of wat ook al, dit maak nie regtig saak nie. Jy gaan nie 'n spesialis wees op die area nie. So dis belangrik om dan nou te gaan en seker te maak dat jy moet vir jou 'n mikpunt stel. En jy weet probeer dit maar nie te groot maak nie. So 'n mikpunt wat jy kan bereik. Soos jy sê hierdie week ons gaan hierdie 4 pale plant vandag en môre gaan ons dan nou hierdie stitte opsit. En die dag daarna, dan gaan ons hierdie houte vassit met baltou of met bindraad of met 'n geweefde plastiek wat ons van die borrels afgekry het, wat ook al die scenario is. So ja, ek hoop julle verstaan wat ek bedoel. So daai klein mikpuntjies wat jy dan op die einde van die dag vir jou in plek sit. Op die einde van die dag, aan die einde van die week, het jy vir jou 'n yard gebou of 'n groentetuin wat omheind is of jy weet net 'n veiliger area wat jy jou hond kan laat loop as jy daai tyd nog dalk 'n troeteldier het. Hoe ook al dit dan nou uitdraai. Pasop om die mikpunte te groot te maak, maar jy moet hulle daar stel. Dit help nie, jy het nie 'n mikpunt en jy werk net 'n bietjie hier, 'n bietjie daar en sien daar. Ja, dit is mos nou maar hoe daai sê ding gaan. Dan gebeur daar nie veel nie. So probeer maar op die einde van die dag jy weet daai mikpunt vir jou stel wat jy wil bereik daai dag en probeer om jy weet deurdruk, probeer om kry. As die son bietjie ondergaan en jy het nog 'n bietjie jy weet 'n laaste gat om te grou, grou hom. Moenie huiwer om dit klaar te maak en reg te kry dat jy volgende dag met die volgende goedjies kan aangaan nie. Dit gaan 'n gefokusde ding wees vir jou familie. Dit gaan jou help en ook die res van jou familie om wel hierdie goedjies dan nou in plek te kry en jou te help, jy weet, maar soos ek sê, pasop net om te groot goed te wil aanpak. Jy weet, veral as jy nie noodwendig die kennis het nie. En hooplik sit jy in 'n groepsituasie en daar's ouens wat nou slimmer is as jy, en jy's dalk die ou wat die gat grou en die ander ouens plant die pale want hy verstaan hoe om pale te plant. Jy weet, dis ook okay. Maar weer 'n keer, die mikpunte moet daar wees. Dit help nie jy kom op 'n plek en jy sit daar
en jy glo jy gaan tee drink vir die volgende 6 maande nie. Trust my, jou tee gaan vinnig klaar raak en jy gaan vreeslik frustreerd raak. So waar ook al jy opeindig, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Jy moet aan die werk spring. Nou ek weet, dit is nie so maklik vir baie mense nie, want hulle, jy weet, daar gaan 'n redelike groot aanpassing wees vir dink ek vir baie mense. Veral ouens wat jy weet op kantoor werk en heeldag agter 'n rekenaar sit en al daai tipe goed. Maar daar's ook 'n werk vir julle. Ek gee my oor so 2 video's van nou af. Of 2 stemgrepe van nou af en dan gaan julle hoor. Ek dink julle het ook 'n werk wat julle moet verrig. En ek dink dit is een van ons belangriker werke wat ons sal moet doen in die tyd wat vir ons voorlê. Want ons mag nie toelaat dat ons nasate vergeet vir wat gebeur het en wat vir ons voorgelê het nie. Ek praat nou of dit al verby is, maar julle verstaan wat ek probeer sê. So, weer 'n keer mense, jy moet maar net vir jou daai mikpunte en goed stel, om seker te maak, dat jy wel iets behaal. En dit gaan baie goed wees vir jou geestesgesondheid, en jy gaan sien ook, jy weet, dis 'n hele ander tipe familietrots wat jy kry, veral met die, jy weet, as jy iets self gebou het en sê, hoorie, ek en my pa, ek en my ma, ek en my sussie, jy weet, ons het hierdie ding gebou. En dit maak dit maak 'n mens trots. Rarig, dis maar net hoe dit werk. Ek glo die meeste mense wat nog vandag op plase en sovoorts bou, hulle sal verstaan waarvan ek praat. En dit is belangrik om dit so te verstaan. Okay mense, dis my boodskapie vandag. Ons praat weer.